Jy is ingeskakel op Ekonoom TV, die nie-amptelike uitsaaier van ekonomie vir Suid-Afrikaanse studente. In vandag se episode kyk ons na hoofstuk 3 en die ekonomiese kringloop. Dit gaan oor die hoofspelers in die ekonomie en die vloeie van besteding, produksie en inkomste tussen hulle. Ons weet nou al dat individue het onbeperkte behoeftes, maar die hulpbronne waarmee goedere en dienste vervaardig moet word, is skaars. Daardie selfde individue of huishoudings is die eienaars van die produksiefaktore: kapitaal, arbeid, natuurlike hulpbronne en ondernemerskap. Skaarsheid beteken dat keuses gemaak moet word, en wanneer jy kies, is daar geleentheidskoste. Ekonome sê dat daar is 'n kringloop van ekonomiese aktiwiteit wat mens hier kan waarneem. Die huishoudings is die eenhede in die ekonomie met die onbeperkte behoeftes. Maar hulle is ook die eienaars van die produksiefaktore. Jy kan ongelukkig nou nie jou arbeid eet of jou ondernemerskap aantrek nie. En daarom gaan die huishoudings en hulle verkoop hulle produksiefaktore in die mark vir produksiefaktore. So daar is 'n arbeidsmark en 'n kapitaalmark byvoorbeeld. Op hierdie mark gaan firmas en hulle neem die produksiefaktore in diens. Dit word dan daar gebruik vir die produksie van goedere en dienste. Hierdie goedere en dienste word dan weer verkoop op die mark vir goedere en dienste. Die kopers is dieselfde huishoudings wat die goedere en dienste dan gebruik om hulle behoeftes te bevredig. Hier is dus 'n vloei van produksiefaktore en goedere en dienste in die een rigting en betalings in die ander rigting. Die huishoudings bied kapitaal, arbeid, natuurgawes en ondernemerskap aan op die mark vir produksiefaktore. Dit word dan deur die firmas in diens geneem. In ruil daarvoor betaal die firmas rente, loon, huur en wins. En die huishoudings ontvang dit as betaling vir hulle produksiefaktore. Firmas produseer goedere en dienste en daardie goedere en dienste word dan weer terugverkoop aan die huishoudings om te verbruik. In betaling vir hierdie goedere en dienste gebruik die huishoudings hulle rente, loon, huur en wins en daardie betaling vloei weer terug na die firmas toe. Ons kan 'n bietjie meer sê oor elkeen van die elemente van die kringloop. Eerste die huishoudings. Die huishoudings word omskryf as enige groep mense wat saam woon en gesamentlike ekonomiese besluite neem. Dit kan wees van 'n individu tot 'n hele gesin van mense. Die huishoudings het die onbeperkte behoeftes en wil goedere en dienste verbruik. Die doel is om nut te maksimeer. Dit is ook die huishoudings wat bepaal wat geproduseer word. Die firma sal die goedere en dienste lewer waarvoor die huishoudings bereid is om te betaal. Die huishoudings kry hulle inkomste deur die verkoop of verhuur van hulle produksiefaktore. So hulle bied kapitaal, arbeid, natuurgawes en ondernemerskap aan in die mark vir produksiefaktore en ontvang in ruil rente, loon, huur en wins. Hulle besteding is op goedere en dienste in die mark vir goedere en dienste. Wanneer ons later kom by die meer makro-ekonomiese beskouing van die ekonomie, word die verbruik van die huishoudings aangedui deur die hoofletter C en dit verteenwoordig totale verbruikersvraag. Die firmas is die produserende eenhede van die ekonomie. Hulle neem die produksiefaktore in diens en produseer goedere en dienste met die doel om dit vir maksimum wins te verkoop. Die firmas bepaal hoe geproduseer word. Hulle sal byvoorbeeld besluit of daar meer arbeidsintensiewe of kapitaalintensiewe produksieprosesse gebruik word. Die firmas ontvang hulle inkomste uit die verkoop van goedere en dienste op die mark vir goedere en dienste. Dit word weer bestee om die produksiefaktore wat die insette in die produksieproses is aan te koop. Dit is hulle wat die rente, loon, huur en wins betaal aan die huishoudings wat die eienaars is van die produksiefaktore. In die makro-ekonomie dui ons die firma se aktiwiteite aan met 'n I in die totale vraagvergelyking. Dit is moontlik om 3 vloeie of 3 ekonomiese aktiwiteite te identifiseer: produksie, inkomste en besteding,
en hierdie drie vloeie se waardes is altyd gelyk. Die basiese elemente van die kringloop is dus die huishoudings, firmas en die twee markte vir produksiefaktore en goedere en dienste. Maar dit is ook moontlik om ander spelers by hierdie kringloop by te voeg. Volgende gaan ons kyk na die owerheid, die buitelandse sektor en die finansiële sektor. Met die owerheid bedoel ons eintlik die wydste moontlike definisie van die openbare sektor. Dit gaan oor die rol van die staat in die ekonomie. En die primêre funksie hier is om 'n raamwerk te stel waarbinne die ekonomie kan werk. Die owerheid neem egter ook self deel aan die kringloop. Hulle vorder inkomste in deur belasting te hef en bestee dan weer daardie geld op openbare goedere en dienste en onder andere ook oordragbetalings. Die beste is om vanaf weer na die kringloop te kyk. Die owerheid sit in die middel van die ekonomiese kringloop en eerstens hef hulle belasting op huishoudings en firmas. Dit word gesien as 'n lekkasie uit die stroom van inkomste en besteding. Huishoudings moet nou 'n gedeelte van die rente, loon, huur en wins wat hulle ontvang in ruil vir hulle produksiefaktore as belasting gee aan die owerheid. Net so moet die firmas 'n gedeelte van die inkomste wat hulle ontvang uit die verkoop van goedere en dienste oorbetaal aan die owerheid. Dit word dan gebruik om byvoorbeeld produksiefaktore aan te koop in die mark vir produksiefaktore. Die owerheid neem arbeid in diens, dis die staatsamptenare, en hulle gebruik ook kapitaal. Die owerheid koop ook finale goedere en dienste in die mark vir goedere en dienste. Dit alles word dan gebruik om openbare goedere en dienste terug te voorsien aan die huishoudings en die firmas. Ons het reeds gesê dat openbare goedere en dienste is daardie wat nie maklik deur die mark voorsien sal word nie. So die owerheid gaan, hef belasting, neem produksiefaktore in diens en lewer dan byvoorbeeld die straatligte, paaie en nasionale verdediging. Dit word weer gesien as 'n inspuiting in die ekonomiese kringloop. Die buitelandse sektor is die res van die wêreld. Dit is al die ander ekonomieë waarmee Suid-Afrika handel dryf. Dit beteken dat Suid-Afrika het 'n oop ekonomie en daar word goedere en dienste heen en weer uit en ingevoer en daar is ook finansiële vloeie tussen die Suid-Afrikaanse ekonomie en buitelandse ekonomieë. Al hierdie transaksies word aangeteken in die betalingsbalans. Maar hoe lyk dit wanneer die buitelandse sektor deelneem aan die kringloop? Daar is 'n kringloop van besteding en inkomste tussen Suid-Afrikaanse huishoudings en firmas, maar nie alles wat ons verbruik word binne Suid-Afrika vervaardig nie. So byvoorbeeld as ons iPads wil gebruik, beteken dit ons moet dit invoer vanaf die buiteland. Die betaling vir daardie invoere is 'n lekkasie. Net so is al die produksiefaktore wat in Suid-Afrika gebruik word, nie Suid-Afrikaanse arbeid of kapitaal of ondernemerskap nie. Betalings daarvoor is weer eens 'n lekkasie uit die binnelandse stroom van besteding en inkomste. Gedeeltes van die produkte en dienste wat in Suid-Afrika vervaardig word, word egter nie hier verbruik nie. Dit is weer ons uitvoerprodukte. En wanneer die buiteland ons betaal vir die produkte wat Suid-Afrika na hulle toe uitvoer, word dit gesien as 'n inspuiting in die kringloop van besteding en inkomste. Die finansiële sektor omvat die banke, versekeringsmaatskappye, pensioenfondse en die aandelebeurs. Meer algemeen kan mens die finansiële sektor beskou as die skakel tussen surplus en tekort eenhede in die ekonomie. Sommige huishoudings byvoorbeeld het 'n surplus van inkomste wat hulle spaar. Hulle vat dit na die finansiële sektor toe om rente te verdien. Ander huishoudings het weer 'n tekort en hulle moet geld leen, byvoorbeeld om te investeer in 'n huis. Hulle gaan na die finansiële sektor toe om geld daar te leen teen rente. Die finansiële sektor bring dus daardie surplusse en tekorte bymekaar uit. As jy spaargeld het, hoef jy nie self te soek vir iemand wat dit by jou wil leen nie. Net so as jy geld wil leen, hoef jy nie iemand te soek wat spaargeld het nie. Die finansiële sektor tree as tussenganger op. In hierdie eenvoudige ekonomiese kringloop is daar besparing wat plaasvind by beide die huishoudings en die firmas.
Daardie spare vloei na die finansiële sektor waar dit rente verdien. Die finansiële sektor gaan en leen daardie geld dan weer vir ondernemings wat wil investeer, byvoorbeeld in nuwe aanlegte, projekte of geboue, en in ruil daarvoor moet hulle rente terugbetaal. Die besparings word gesien as 'n lekkasie uit die stroom van besteding en inkomste, maar dit word dan weer terug ingespuit in die stroom in die vorm van investering. Wanneer al die elemente saamgevoeg word, lyk dit soos volg. Daar is die basiese interaksie tussen die huishoudings en die firmas, met die vloei van produksiefaktore en goedere in die een rigting, en die betalings vir die produksiefaktore en goedere en dienste in die ander rigting. Soos wat die ander spelers bygevoeg word, het elkeen van hulle dan 'n inspuiting en 'n lekkasie uit die kringloop van inkomste en besteding. Die totale besteding in die ekonomie kan as volg voorgestel word. Dit bestaan uit verbruiksbesteding C plus investeringsbesteding I plus die owerheidse besteding G plus die besteding op uitgevoerde goedere X minus die besteding op ingevoerde goedere Z. Net so kan hierdie ekonomie ook gesien word as 'n storie van 3 gapings wat moet balanseer. Daar is die verskil tussen investering en spare. Daar is die verskil tussen owerheidsbesteding en belasting en die verskil tussen uitvoere en invoere. Het ons dus die uitkomste van hierdie afdeling bereik? Kan jy die 3 vloeie in die ekonomie verduidelik en teken? Kan jy die rolspelers wat in hierdie ekonomie bestee, identifiseer en definieer? Kan jy die 2 tipes markte definieer? En kan jy 'n ekonomiese kringloop teken? Vir meer inligting kyk ook na hoofstuk 3 in Moerenfourie en daar is bykomende hulpbronne op eFoundie. Beantwoord die quizvraag en laastens volg @ekonoom op Twitter.